Hoofnuus vanaand, die EFF-leier Julius Malema sê sy skuldigbevinding aan oortredings van die vuurwapenwet is polities en rasgedrewe. Namibië is bekommerd oor die impak wat 'n weeklange veldbrand in Etosha Nasionale Park op toerisme gaan hê. En Suid-Afrika tree toe tot die ruimtewedloop met 'n samegeleentheid met China. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die EFF-leier Julius Malema het onderneem om sy skuldigbevinding tot in die hoogste hof te betwis. Malema is in die Landdroshof in Oos-London in die Oos-Kaap skuldig bevind op 5 aanklagte. AfriForum het in 2018 'n saak teen Malema gemaak nadat hy 'n outomatiese aanvalsgeweer afgevuur het in 'n stadion vol ondersteuners tydens die EFF se 5de bestaanjaarvieringe. Malema se leiwag, Adrian Snyman, wat hom die aanvalsgeweer aangegee het, is van alle aanklagte vrygespreek. Malema is skuldig bevind aan die onwettige besit van 'n vuurwapen, die onwettige besit van ammunisie, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare plek, die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens, omdat hy versuim het om voorsorg te tref, om nie menselewens of eiendom te bedreig of te beskadig nie, en omdat hy menselewens en eiendom in gevaar gestel het. Landdros Dwanet Olivier het beslis dat die staat met sy geloofwaardige getuies sy saak bo redelike twyfels het. Sy het die beeldmateriaal wat op sosiale media platforms versprei is, nie as bewyse toegelaat nie, omdat die oorsprong daarvan nie nagespoor kon word nie. Olivier het Malema se getuienis onder kruisondervraging gekritiseer. Mr. Malema had evaded many questions that had warranted a reply. It became evident that the replies were entertaining, but however, the pertinent questions asked remained unanswered. Malema is van oortuiging dat die aanklagte en uitspraak polities van aard en ras gedrewe is. The strategy has always been, you must try to charge Malema with everything. One day, maybe we'll find a racist judge who will find him guilty, whether he's guilty or not. Because they said accused number 2 gave me the firearm. Now they are releasing him, which means he didn't give me the firearm. Die burgerregteorganisasie AfriForum en die nasionale vervolgingsgesag het die uitspraak verwelkom. Hierdie uitspraak is 'n wen vir die Suid-Afrikaanse samelewing in die algeheel, want ons het ongelukkig die afgelope paar dekades gesien hoe daar telke male politici of mense met politieke bande eenvoudig doen wat hulle wil en dan wegkom daarmee. En dit skep natuurlik die indruk by die publiek dat mense nie meer vertroue kan hê in die regstelsel nie. I believe that the court arrived at the correct decision because this case to us was about ensuring that the rule of law is upheld, that no one can act out of the premises of the law without any accountability. Voorverhoorverrigtinge sal op 23 Januarie plaasvind. Terwyl die dood van die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Frankryk, Nathi Mthethwa, in Parys ondersoek word, sê sy familie hulle het nog talle onbeantwoorde vrae. Mthethwa familiewoordvoerder sê nog die regering, nog die ANC het hulle amptelik van sy dood in kennis gestel. Ons sukkel om te glo wat gebeur het. Nathi se vrou het ons laat weet dat hy gesterf het. Ons het huiswaarts gejaag om die familie te laat weet, maar die nuus het reeds oral versprei. Dit was pynlik om uit te vind dat die publiek meer weet as die familie self. Die Mthethwa familiewoordvoerder bestempel Nathi as 'n regverdige man wat hom nie aangestel het bo ander nie. Intussen sê die Departement van Internasionale Aangeleenthede en Samewerking dat hy mettertyd inligting sal gee oor die repatriasie van Mthethwa se oorskot vir 'n begrafnis. It's a difficult situation, particularly for his wife, who is also in Paris, and our president had the opportunity to speak to her and convey government's message of condolences and also convey the ANC's message.
So it is indeed very difficult for everyone. And we, as government, are providing all the necessary support to the family. Mthethwa was die minister van polisie tydens die Marikana-slagting in Augustus 2012. Hy is ook onlangs opgehaal by die Madlanga Kommissie van ondersoek na politieke inmenging, misdadigheid en korrupsie in die polisiedepartement. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het aangevoer dat Mthethwa probeer het om die vervolging te keer van die destydse misdaadintelligensiehoof Richard Ndluli. Die Madlanga Kommissie van ondersoek na korrupsie in die strafregstelsel is vandag vroeg verdaag. Die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, het skielik ongesteld gevoel. Khumalo lewer sedert maandag getuienis voor die kommissie wat misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek. Die kommissie sou na Vrydag 3 Oktober verdaag en weer op 13 Oktober met sy werksaamhede begin, aangesien kommissaris Sessie Baloyi nie beskikbaar is nie. Baloyi moet dan verpligtinge by die regterlike dienskommissie nakom. Khumalo se ongesteldheid het hulle egter genoop om 'n paar dae vroeër te verdaag. Aktiviste van die internasionale Somoed-flotilje wat met noodvoorraad na Gaza onderweg is, vra die internasionale gemeenskap om hulle veiligheid te verseker te midde van onbekende vaartuie wat hulle nader. Die flotilje was vroeër vanaand 120 seemyl van die Gaza-kus, 'n sone wat deur die Israeliese vloot versper word om toegang tot die Gaza-strook te verhoed. Aktiviste het op sosiale media gesê dat 'n Israeliese vaartuig vroeg vanoggend gevaarlike manoeuvres uitgevoer het wat die kommunikasiestelsel beskadig het. Die Israeliese weermag het vroeër aangedui dat hy nie die flotilje sal deurlaat nie. Reddingswerkers in die sentrale Filippyne soek steeds na oorlewendes nadat 'n aardbewing van 6,9 op die Richterskaal die gebied getref het. Minstens 69 mense is dood en 'n onbekende aantal word nog vermis. Die skudding word as die dodelikste in dekades in die gebied beskryf. Die aardbewing wat laat gister langs die kus van die Cebu-eilande plaasgevind het tot kragonderbrekings gelei en talle geboue is beskadig. Intussen was daar vandag 'n aardbewing van 6,1 in die Maluku-provinsie in Indonesië. Dit is nog nie bekend of daar enige skade of ongevalle was nie. 'n Veldbrand wat al vir meer as 'n week in die Etosha Nasionale Park in Namibië woed, gaan vir die volgende 3 jaar 'n impak hê op die toeristebedryf in die land. Volgens amptenare is 38% van die park van 8000 vierkante myl beskadig en 'n groot aantal diere het gevrek. Volgens die Departement van Omgewingsake, Bosbou en Toerisme word die impak van die skade deurlopend bepaal. Die park is egter steeds oop vir toeriste. Die ANC kap die stad Kaapstad oor kontrakte van 1,6 miljard rand en individuele belastingbetalers en praktisyns is teikens van aanlyn belastingbedrog. Bly ingeskakel vir die en ander nuus net hierna. Die amptelike oppositieparty in die stad Kaapstad, die ANC, het versoek dat die stad se munisipale rekeninge-komitee oopkaarte met die publiek speel. Dit volg nadat die polisie se handelsmisdaadondersoekeenheid verskeie persele reg oor die stad deursoek het en beslag gelê het op verskeie dokumente en elektroniese toerusting. Die polisie sê die operasie teiken individue en entiteite wat gekoppel word aan kontrakte wat die stad Kaapstad toegeken het ter waarde van 1,6 miljard rand. Die polisie sê hulle het op 'n wenk van 'n fluitjieblaser gereageer, sowel as voorlopige ondersoeke deur hulle en die munisipaliteit. Altesaam 26 persele insluitend munisipale geboue, besighede en privaatwonings is deursoek. Verskeie dokumentêre en elektroniese bewyse is gekonfiskeer om die volle omvang van beweerde bedrog en korrupsie te bepaal. The targeted addresses include municipal offices, private homes of officials, and business premises linked to service providers. The operation
which stems from whistleblower information and preliminary investigations, is aimed at securing crucial evidence to establish the scope of alleged irregularities. Vroeër vanjaar is die kantore van 2 burgemeesterskomiteelede deursoek, maar die Wes-Kaapse Hooggeregshof het beslis dat dit onwettig was. Die stad Kaapstad het die jongste optrede geloof. In line with the city's zero-tolerance approach to fraud and corruption, City Forensic Services took swift action to assess and report the matter to SAPS, who then undertook a search and seizure operation. Operations took place at various addresses, including business premises, municipal buildings and private residences. More details will be made available by SAPS as the investigation progresses. Die ANC, as amptelike oppositie in die Staatsraad, sê die operasie bevestig sy siening dat die munisipaliteit iets het om weg te steek. People of Cape Town must know that this municipality is a corrupt municipality. You see, Vanessa, the other thing that we are saying as the ANC is that the Municipal Public Accounts Committee of the municipality must be open to the public so that the public could sit there and listen to the things that they investigate and look at. But there's no corruption that can reach a point or the levels of billions of rands. And somebody only issues a statement and say, because we exercise our zero tolerance to corruption. That's really nonsensical. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Kenners maan dat onsekerheid oor werksgeleenthede en handel steeds heers. Te midde van die FSA se wet op groei en geleenthede in Afrika, die AGOA-ooreenkoms, wat gisteraand om middernag verstryk het. 'n Politieke ekonoom, Patrick Bond, sê Suid-Afrikaanse goedere sal sonder die AGOA-ooreenkoms aan dieselfde standaardtariewe onderwerp word as goedere uit ander wêrelddele behalwe koper, farmaseutiese produkte en skaars minerale. Die handelsooreenkoms met die Amerikaners het vir die afgelope 25 jaar gegeld. President Donald Trump se 30% invoertariefverhoging het volgens ekonome tot 'n daling van uitvoere na die FSA in die tweede kwartaal gelei. We're still at 30%, and I think for the most crucial exports hit hard now are since end of July are in citrus and the vineyard products, the wine and the grapes, and also macadamia nuts. So we're going to see lots of job losses in agriculture. And then finally, we've got a reprieve on our basic metals. That's an important part, about 35% of South African exports to the US, platinum group metals and gold and manganese. There are a few others. Iron ore is not in that, but they get 0%. And the point there is that Trump really wants to retain the old neo-colonial arrangements in which Africa simply exports raw materials. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, is steeds optimisties dat die AGOA-ooreenkoms met nog minstens 'n jaar sal verleng word. Die Amerikaanse regering is egter tans gesluit, te midde van 'n dooie punt oor die begroting wat nie opgelos kan word nie. The overall message was that there remains broad support for the renewal of AGOA in Congress across the aisle. However, questions remained on the period of renewal, the timing of when AGOA will be renewed, and also the legislative vehicle for renewal. On the period of renewal for AGOA, the consensus suggests that AGOA may be renewed for a short period of between 1 to 3 years to allow Congress to introduce changes and improvements to the program. Bond is nie so optimisties nie. Suid-Afrika sukkel om nuwe markte te vind. Tariefverhogings wat ook op BRICS-lande soos China geplaas is, het die gevolg dat goedere uit daardie lande in Suid-Afrika gestort word. 'n Voorlopige verslag oor aanlyn profieldiefstal het bevind dat belastingpraktisyns en belastingbetalers die grootste teikens is van die misdaad. Misdadigers kaap belastingbetalers se rekeninge en herlei terugbetalings na hulself. Volgens die verslag wat deur die kantoor van die Belastingombud saamgestel is, word die meeste bedrog gepleeg met persoonlike inkomstebelasting en BTW. Bedrieglike transaksies kom voor van minder as R10.000 tot R100.000, alhoewel daar ook bedrog van miljoene rand is. Die Belastingombudsman het belastingbetalers en die publiek gemaan om op hulle hoede te wees met die gebruik van aanlyn platforms, omdat dit kwesbaar is vir misdade. Volgens die verslag is swak plekke in die verifikasieproses geïdentifiseer met swak sekuriteitskontrole vir toegang vir verbruikers. Daar is ook uitdagings in die identifisering van bedrog
en stadige reaksietyd vanaf die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. The e-filing profile hijacking is prevalent to tax practitioners because remember tax practitioners has got multiple entries as well as individual taxpayers. And the reason why it's like that because individual taxpayers are not like companies. They don't have they don't safeguard their software and computers a lot, unlike the companies. And then the majority of cases involving personal are those that involve personal income tax and followed by VAT. As I've said that because people will get into your profile, redirect the refund and then pay the refund to their account. Die verslag beveel aan dat die SAID sy verifikasieprotokolle verbeter, bedrieglike aktiwiteite vinniger opspoor en terugbetalingsverifikasiestelsels verbeter. Verdere aanbevelings is dat belastingbetalers beter opgelei moet word en samewerking met banke en die polisie moet versterk word. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8:00 vertoon het. Weens 'n tegniese rede het ons ongelukkig nie vanaand die gewasse nie. Suid-Afrika gaan uiteindelik maan toe. Wel, ten minste 'n radioteleskoop wat deur die Suid-Afrikaanse radiosterrekunde sterrewag SARAO gebou is. Die weergawe is beter as konvensionele radioteleskope en sal gebruik word om die ruimte te verken. Die hoogtepunt van 'n 10 jaar lange ambisie om 'n trots Suid-Afrikaanse teleskoop op die maan te plaas. Die sfeervormige teleskope wat vir nou as die 4 balle bekend staan, sal syne opvang wat radioteleskope soos die SKA sal mis. So on Earth it's nearly impossible to be able to do radio astronomy in those low frequencies, but once you get out of the atmosphere into space and onto the moon's surface, you are able to look at the universe in a frequency we can't see on Earth and hopefully do first-time science. On the far side of the moon is obviously the perfect place for radio astronomy because it's shielded even from the Earth. Geen Suid-Afrikaanse ruimtevaarder sal ongelukkig die ruimte tog meemaak nie, aangesien die teleskoop 'n saamry-geleentheid met 'n Chinese vaartuig kry. So currently it's just the telescope, but of course we hope that Africa can participate more in human missions to space stations and hopefully at one point we can have an astronaut on the moon that comes from Africa. Indien suksesvol sal meer Afrika radioteleskope met trots die maan hulle tuiste noem. Die uiteindelike doelwit is om 55 antennes te ontplooi, een vir elke Afrika-nasie. The mission we're doing is a technology demonstrator, so it will be 3 instruments on the near side of the moon, but the goal is, if it works, to then do a mission to the far side of the moon, where we'll deploy 55 instruments, one for each country in Africa. Die meeste wetenskaplikes wat betrokke is, werk vrywilliglik aan die projek. 'n soortgelyke Amerikaanse projek wat later laat vaar is beraam op ongeveer 180 miljoen Amerikaanse dollar, of net meer as 3 miljard rand. Suid-Afrika sal 'n fraksie daarvan spandeer. Die lansering is tans geskeduleer vir laat 2028. Ulrich Hendricks, SAICA nuus, Kanaven. En dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin. Ons groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag aanbetref enkele buie kom voor in die Weskaap en dit strek tot in die Ooskaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die suidkus. Fris wind kan ook verwag word in die binneland, maar sterk wind kom voor in die Noord-Kaap. Sterk wind kan ook verwag word langs die kus. As ons kyk na môre
gedeeltelik bewolkte toestande kom voor in die noordelike dele van die land en dit strek oor die Oos-Kaap asook in die Weskus. Enkele buie kom ook voor van Limpopo, strek oor in Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Oos-Kaap tot in die Wes-Kaap. 60% kans vir reën kan ook voorkom in die aangrensende binneland van die Oos-Kaap. Daar is 'n weerwak uitgereik vir vannag vir winderige toestande en dit kom grootliks voor in die Noord-Kaap, Wes-Kaap asook in die Ooskus, so wees asseblief versigtig. Daar is ook 'n weerwak uitgereik vir môre vir winderige toestande en dit kom voor in KwaZulu-Natal kus en dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Daar is ook toestande ook gunstig vir ontstaan vanweë veldbrande en dit kom voor in die Noord-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n warme dag kan verwag word, temperatuur in die hoë 20s kom voor. Pretoria en Johannesburg se maksimum is 27, Vereniging se maksimum is 28 grade. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word plek. Anders is warm, Messina se maksimum is 31 grade, Mokopane se minimum is 9 met 'n maks van 30. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n warme dag kom voor. Dit is ook bewolk in die westelike dele. Skukuza se minimum daar is 17 met 'n maks van 31. Kus langs KwaZulu-Natal, 'n koel dag kan verwag word. Pietermaritzburg se minimum daar is 11 met 'n maks van 16. Richards Bay in Durban se maksimum is 21. Kokstad se minimum is 2 met 'n maks van 12. In die Oos-Kaap 'n koel dag kom ook voor. Graafrenet se maksimum is 16 grade. Willowmore se minimum is 6 met 'n maks van 14. Oos-London se minimum daar is 16 met 'n maks van 17. In die Wes-Kaap gedeeltelik tot bewolkte toestande kom voor. Dit is so koel tot warm. Vredendal se maksimum is 24. Beaufort se minimum is 10 met 'n maks van 18. Dan in die Noord-Kaap 'n sonnige dag kan verwag word in die grootste dele van hierdie provinsie. Koel tot warm, Kuruma het 'n minimum van 14 en 'n maks van 29. In die Vrystaat 'n sonnige dag kom voor. Kroonstad het 'n maksimum van 25 met 'n minimum van 11. Dan laastens Noordwes 'n warme dag kan verwag word. Tosca se maksimum is 32. Dis al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.